Hier is 'n opwindende nuwe ontwikkeling in Orania. Bokaroo opleiding is besig om hulle kapasiteit drasties uit te brei om meer studente in Orania te kan huisves. Paul Vogel is die uitvoerende hoof van Bokaroo opleiding, Orania se eie tersiêre opleidingsinstelling. Die versoeking is groot om te sê college, maar jy moet vir my sê wat die regte terme is, Paul. Paul, julle is besig om wonderlike werk te doen en ek dink ons kykers en ons luisteraars sal baie graag wil weet presies waarmee julle besig is. Ons het maandag aan die voorreg gehad om 'n sooi te spit, om nuwe grond te breek eintlik vir Bokaroo opleiding se uitbreiding. Wat presies lê voor? Dankie Joost. Ja, opwindende tye. Ons sê die volgende 8 maande gaan ons byna drasties verander. Waar ons 'n nuwe werkswinkel gaan uitrol, 6 nuwe klaskamers, 'n rekenaarlokaal en dan nou fase 2 nog 2 werkswinkels wat voorlê. Dit alles vir Januarie 2027. Met die doel om ons getalle uit te brei. So nie net ons aanbod wat saam met dit uitbrei nie, meer kursusse wat ons aanbied, maar op die einde van die dag om meer studente op te lei met goeie gehalte opleiding in Afrikaans, in Orania, veilig en 'n gesonde gemeenskap, en ons stuur hulle weer die wêreld in om te kan gaan werk. So dit was 'n heerlike geleentheid, julle daai terrein baie vinnig voorberei vir die sooi-spit, dit ek moet sê. Paul, en daar's 'n paar aanbiedinge of praatjies gedoen. Die een was jouself, dan Dirk Herman namens die Solidariteit Beweging, Frans de Klerk namens die Orania Ontwikkelingsmaatskappy. En daarna is die sooi gespit. So jy sê dis 2 werkswinkels by die tegniese kampus. 3 werkswinkels. Dit vorm so U met 'n lekker binnehof binnekant, en dan reg langs dit is ons ander kampus waar daar ook 2 werkswinkels is en 4 klaskamers. Maar hier is 3 werkswinkels wat die U vorm, en dan bo-op die 6 klaskamers wat ons op die eerste vloer neersit. So vir ons 'n fantastiese uitbreiding, 2 ekstra kantore ook vir personeel, soos wat ons personeelkorps groei. Die beplanning is dat ons Januarie inbeweeg, ons skuif ons elektriese afdeling in die nuwe werkswinkel en hulle brei baie goed uit, die getalle neem goed toe, en ons rol ook 'n sonkragmodule uit, waar ons die elektriese studente dan oplei in verdere opleiding in sonkrag. En dan beplan ons 'n verkoelingskursus, die Engels is 'n HVAC kursus, wat ons ook op sy eie gaan uitrol in een van die bestaande werkswinkels dan. En dis vir volgende jaar 'n nuwe uitbreiding. Klaskamers wend ons dan dubbeldoelig aan vir van ons ander programme wat ons nader bring, dat die studente 'n bietjie meer bymekaar is vir volgende jaar. Skep net so 'n bietjie meer samehorigheid. So die dames studente bring 'n ander element tussen die manne in. So wanneer ons vroeë kinderontwikkeling of ons voorskoolse onderwysers daar klas draf, het dit 'n effek op die manne, en 'n positiewe effek. En die dissipline en alles wat daarmee saamgaan. En daai samehorigheid, ek dink julle beleef dit nou saam met ons studente ervaar iets hier in Orania wat hy op geen ander plek in die wêreld kan ervaar nie. Deel van 'n gemeenskap waarin hy 100% in integreer. So in hierdie gemeenskap is ons ook 'n gemeenskap op ons eie. Studente is 'n unieke wese in homself. So hulle bring lekker energie, en daardie hele blok waar ons dan nou is, van die koshuise af onder toe, opsin toe, is ons besig om te verander en uit te brei. En dis daarom wat ek praat van die volgende 8 maande. Ek kan ook so ietsie van die ander uitbreiding ook nou noem. Maar in die volgende 8 maande, as ons net 6 maande terugdink, was daar nie gras nie. Nou is daar gras. Ons sit nuwe woonstelle, nuwe blokke by die koshuis by. Ons sit 'n nuwe werkswinkel by. Januarie lyk dit net anders. Presies daai wat jy nou noem, die ontwikkeling van behuising vir studente, die terreinontwikkeling en so aan, maar kom ons fokus gou vir 'n oomblik net weer op die sooi wat nou gespit is. Jy het nou verwys na wat daar kom, jy het verwys na die verkoeling en verhitting en ventilasiekursus, jy het verwys na die sonkragmodule en jy het verwys na elektries, en dit gee mense al 'n aanduiding dat hierdie jou tegniese rigtings is. En net vir van ons kykers en ons luisteraars wat dalk nie bewus is nie, dit is eintlik amper 'n wat sal mens sê 'n onderafdeling van die groter Bokaroo opleiding met die naam Technika, die Technika kampus. Ja, ons het 3 departemente waarin daar dan nou verskillende programme is. In totaal van jaar so 248 studente. Ons het 2019 begin met 5.
So ons het 'n lekker stewige groeikurwe. Die 3 departemente is dan nou onder andere ons ambagsdepartement of die tegniese departement. Daar lei ons loodgieters op, bou en siviele konstruksiestudente. Jy kan tot op 'n N6 vlak gaan op hierdie stadium. Dis net 'n diploma in siviele ingenieurswese. En dan elektries. En dan het ons 'n departement landbou, ook ons vinnigste groeiende departement. Ons het net so onder die 100 landboustudente, eie proefplaas, eie werkswinkels. 100 landboustudente al amper. Ek sal nou 'n bietjie meer oor daai werkswinkel vertel. En dan het ons 'n departement gesondheid en welstand waar ons tuisversorgers oplei en voorskoolsonderwysers. Wat ook redelik nog nuwe programme is, maar die 3 saam vorm BKO op hierdie stadium. Die nuwe gebou is dan nou hoofsaaklik vir die tegniese kampus, sy uitbreiding. Ons praat van ons projek Snelrad 800 en dis die groot doelwit. Ons wil die volgende paar jaar by 800 studente uitkom. Ons is nou op 248, so die luisteraars asseblief help ons om daarby uit te kom. Stuur jou kind of jou kleinkind om te kom studeer. Maar ons is hard aan die werk, soos ek nou sê, van 5 na 248 toe. Ons het letterlik studente van reg oor die land, selfs Botswana en Namibië wat by ons studeer. Ja. Dis nie net plaaslik of in ons streek nie, dis landwyd. Ja. En ons skep geleenthede vir studente, jong Afrikaner manne en vrouens wat werk soek, wat goeie opleiding wil hê. En dit is ons visie is vryheid deur opleiding en arbeid. Ons stel studente letterlik in staat om met hulle hande te kan werk, om vry te kan dink binne ons Orania konteks, maar ook om vry te kan rondbeweeg en hulle self te wees in geloof en kultuur. En dis een van die belangrikste aspekte. Jy moet jou identiteit verstaan, jy moet weet wie jy is vanuit daai 2 aspekte, sodat jy kan wees wie jy is, voluit wees. En dis wat ons maar noem roepingsgedrewe, student wat goed opgelei is, wat weet wie hy of sy is en hulle self kan gaan handhaaf en goeie werk lewer. Stel ons hulle in staat om vrylik te kan gaan werk en entrepreneurs te dink. Loodgieters begin eie besighede, electricians begin hulle eie besighede. En dis waarmee ons besig is. So om die volgende geslag op te lei en ons almal het 'n belang daarbey. Hoekom was dit so belangrik om nou hierdie nuwe werkswinkels te ontwikkel? Want jy het net nou vir my gesê dat dit redelik 'n haastig klink verkeerd. Belangrike, dringende ontwikkeling is wat nou afgeskop het. Ja, ek het dit maandag aand ook genoem. Ons kry eintlik gereeld die vraag, hoekom bou ons juis nou 'n nuwe werkswinkel in hierdie ekonomiese klimaat, brandstofpryse wat druk op plaas, op gesinne en. Jong mense wat emigreer, hoekom bou ons nou? En dis 'n eenvoudige antwoord, want ons moet. Ons sien dit as noodsaaklik. Die behoefte en die vraag is definitief daar, dis een van die groot redes, maar as ons dit nie doen nie, waartoe gaan ons mense? Waartoe gaan die Afrikaners vir studies? En die geleenthede wat daar is, raak al hoe minder en minder, en dit raak nie noodwendig beter nie. Ons moet, want ons kan, en ons sien dit as 'n opdrag, geloofsopdrag, ons moet bewoon, bewaar en bewerk. En dis waarmee ons besig is. So, jong mense wil graag groei, hulle wil leer, hulle wil in 'n veilige omgewing wees. Ouers wil weet jou kind is in 'n veilige omgewing, in hierdie fase van vorming waar hulle 18 jaar en ouer is, wil jy kan jouself uitleef en jouself leer ken, en dis maar deel van haar identiteit. En daarom pak ons dit ook so aan, opleiding en opvoeding loop maar hand aan hand. Sterk koshuise, ons het al 4 koshuise, 3 fisiese koshuise, 1 daghuis. Ons rol vanjaar nog 2 uit. Ons is besig om 2 nuwe koshuise te bedink en te ontwerp. Dan is ons Januarie op 6 koshuise. Sê my gou, julle is besig met 2 nuwe koshuise. Ja. En is dit ontwikkelings wat nog van die grond af moet kom, wat nog beplan moet word? Is dit nou in 'n konsepfase? Ja, so sê miskien net eers vir ons kykers, waar staan julle nou met koshuise? So julle het Valbos, julle het Duiker, julle het Steenbok en Heldehuis. Ja, Valbos, Duiker. Valbos en Steenbok is ons 2 fisiese manskoshuise. En dan Duiker is die dameskoshuis en Heldehuis is 'n daghuis, gekombineerde koshuis, so mans en dames wat privaat bly. Ons is in proses om Heldehuis in 2 te breek, 'n dames daghuis te vorm, dis die een nuwe een, en dan Heldehuis bly 'n mans daghuis. En dan Julie maand gradeer ons Steenbok manskoshuis op, die studente gaan uit op hulle werksblok, ek sal dalk oor ons model ook iets verduidelik.
Maar daar maak studente klaar. Ons vat vir die eerste keer ons tweede inname studente in ons elektriese lyn ook nou Julie. In middel van die jaar inname. Middel van die jaar inname en dan gradeer ons Steenbok op van 40 beddens na 60 toe, ook vir Januarie 2027. En dan aan die agterkant van Vaalbos is ons besig met nuwe ontwikkeling. Ons sit 2 nuwe blokke by. Ons wil graag die koshuise se getalle mooi uitbalanseer, laat die koshuise lekker kan deelneem teen mekaar. En daar rol ons 'n nuwe manskoshuis ook dan nou uit. Almal so min of meer tussen 50 en 60 beddens. Duiker brei uit met die werksgebou se verblyf wat bykom en dan is die dames ook min of meer op daardie getal plus dan nou die dames daghuis. Bring uitdaging want ons het net 2 dames daar koshuise dan en 4 mans koshuise, maar dit gee goeie kompetisie en die manne kompeteer en hulle sleep met mekaar die koshuise en dit skep vir ons net 'n geleentheid om nog meer studente lewe en aktiwiteite aan die gang te hou en die studente so besig te hou. Ja, dit is baie opwindend. Het julle al 'n bietjie projeksies op volgende jaar se groei? As julle so ontwikkel aan die koshuise in Swaan, dan het julle seker ja, ons het 1 Mei oopgemaak met aansoeke en ons het in Mei maand so 70 aansoeke ontvang. Verlede jaar het ons 1 April oopgemaak en ons het 38 aansoeke ontvang. So ons is baie positief en opgewonde daaroor. Meer mense weet van ons, of almal gaan kom sal ons sien. Dit is nog vroeg, ons het komende Saterdag ons open dag, so as luisteraars dalk nog kans sien om deur te ry of in te skakel. En dan beplan ons doelwit is so 350 studente volgende jaar. So dit is 100 meer studente, ons nou studente wat klaarmaak en uitgaan. En dan soos ek sê die tweede innames wat inskop. Dis die eerste keer wat ons nou 'n tweede inname uitrol. Ons het 20 studente wat Julie maand kom. As ek dit by verlede jaar se getal sit plus begin van die jaar se studente wat ingekom het ons so 48% groei van verlede jaar af na hierdie jaar toe. Waaroor ons baie dankbaar is. As ons dit dan nou aanhou vorentoe doen, ons wil volgende jaar nog 'n tweede inname moontlik op ons loodgieter program ook uitbrei, dat ons daar ook weer nuwe studente invat. Dan weet ons gaan en glo ons gaan binnekort by 800 uitkom. Nou 800 is die korttermyn doelwit. Ek het dit maandag gesê ook ons droom van 8000 studente. En ons het die potensiaal vir 8000 studente, ons het die grond vir 8000 studente en ons moet daarna toe werk. Absoluut. Absoluut. Ek dink studies in Afrikaans is meer as net leer jou vakgebied leer. Dit is ook kultuuroordrag. Definitief. Ja, en dis vir my dis eintlik die mooi ding wat ons beleef. Studente kom hier aan uit Suid-Afrika. Botswana en Namibia. Hulle kom hier aan en van ons studente weet nie noodwendig meer wie ons as 'n gemeenskap of as 'n volk is nie. En nou word hy blootgestel daaraan en hy word gestimuleer daardeur en ewe skielik gaan hy huis toe en hy weet wie's Paul Creer. Wat hy nie noodwendig meer in 'n stelsel geleer het of in 'n stelsel geleer het nie. Maar hy het so 'n bietjie meer agtergrond oor wie en wat ons is. Bietjie meer diepte. Meer diepte en dit is deel van daai vorming. Enigiemand kan opleiding gee. Maar om dit waardegedrewe te hou en dit in te balanseer en in mekaar in te vleg is een van die belangrikste aspekte van opvoeding. En dis ons hele gemeenskap se taak en dis wat so wonderlik is. Urania as gemeenskap pak hierdie as 'n projek saam aan. En die gemeenskap voed eintlik saam op. En ons studente is deel van daai gemeenskap. Ons leer by hulle leer by ons en so vorm ons mekaar ook. Maar ons gee diepte daaraan. Ek wil graag ook net iets oor ons landbou sê. Ek wil nou juist vra want daar spit julle ook binnekort te sooi openlik. Eersdaags kop ons nou daaraf ook met 'n nuwe werkswinkel. Ons het begin van die jaar 22 hektaar stuk grond oorgevat. Verlede jaar en die jaar voor dit het ons op 'n 20 by 30 vierkante meter tonneltjie gespeel. En ons het vanjaar 22 hektaar sprong gemaak. Ons het spulpunte op, daar so 7,5 hektaar se spulpunte. En dan het ons bietjie pekanneute geplant en ons het 'n olyfboord en die werkswinkel wat nou afskop. Dis 'n boerdery kwalifikasie in boerdery bestuur en mekanisasie. So die werkswinkel fokus erg by die mekanisasie kant. Spulpunte, basiese dienste op radkaste, engines en wat studente leer saam met dan vee en plantkunde. En dit is vir ons baie opwindend. Ons het uit die olyfboord uit ons eie olyfolie geoes. Ons is, soos ek nou genoem het van die pekanneute, ons is besig daarmee. Ons het bietjie saffraan geplant. Studente leer op die proefplaas.
Ons het die plaas gedoop, die Leer my hoe proefplaas. En ons studente is lekker aktief daar. So vanjaar begin daai momentum net nog vinniger draai. Daai wiel draai en die saadjies groei. So ons is baie opgewonde. Letterlik en figuurlik. Letterlik en figuurlik. So dit lê vir ons voor daar. Dis die landbouuitbreiding, daar is ons ook besig met programontwikkeling vir die toekoms. Dis ook een van die doelwitte is om by 800 uit te kom, is ons moet groot uitrol op landbou. Landbou en ons tegniese kant wat lekker saamgroei. Maar ja, opwindende tye. Wel, as jy sê julle het al 100 studente amper by landbou, dan is dit wesentlik, is meer as 1/3 van julle totale studente, nee? Ja, definitief. En ek moet dit dalk sê vir die luisteraars, ons is 'n beroepsopleiding instelling. So ons speel op die veld van praktiese opleiding. Daar is teorie, maar jy doen prakties in die werkswinkel of op die proefplaas en dan beweeg jy uit vir jou werksplekkervaring en dan gaan werk hulle landwyd. So dis eintlik die 3 bene waarop hierdie model of kwalifikasies gebou is. Om op die einde van die dag 'n student voor te berei vir die werksplek. So die dag wat hy by ons klaar maak, dis nou in die ambagte kant na 18 maande, dan het hy sy teorie en sy werkswinkel of werkswinkel prakties afgehandel by ons en dan beweeg hy uit werksplek toe. Maar dan is hy gereed om in 'n werksplek sy skoene vol te staan. Daar is dan aspekte wat hy verder daar moet leer, eintlik bietjie meer die praktiese goed, maar ons raad hulle al reeds hier om dit te kan doen. En dis waardevolle kennis. So dis nie net teorie wat hy leer nie, dis nie net navorsing nie, dis 'n kombinasie van die drie bene. En ons glo op die einde van die dag stel dit 'n student in staat om hom of haarself net beter te kan handhaaf in die werksplek. Meer ervaring, dis prakties met jou hande werk. Ons werkswinkels word deur ons studente skoongemaak, die proefplaas word deur die studente bewerk. Daar's nie ander hande wat help en inspring nie. Ons Sluit doen dan dit by self. Orania se arbeidsbeginsel. Ja. En dis wat ons hulle leer. En dan uit die aard van die saak span ons tegnologie in. Ons moet tegnologie gebruik en seker maak ons leer ook ons studente op die nuutste tegnologie wat daar is op 'n goeie fondasie. En dis waarmee ons besig is. Wel, is baie opwindend. Ek dink as ons terugkyk na die legkaartstukke wat julle nou begin neersit, die werkswinkels, die koshuise, die landbouopleidingsfasiliteite, dit gaan 'n bepalende rol in Orania se toekoms speel. Nie net vir die volgende 6 maande of volgende jaar nie, maar vir langer is dit. Ek dink opleiding speel vir elke geslag 'n bepalende rol. Dis almal het 'n belang in opleiding. En hoe meer ons belê in opleiding en dis my oproep dalk hier is raak betrokke in Afrikaner opleiding. Laat ons studente kan voorberei en in staat stel om eintlik nie studente die volgende geslag in staat stel om die fakkel aan te kan dra en oor te gee en ons so as gemeenskap so te kan uitbou. Hoe lyk dit prakties? Hoe kan mense belê in Afrikaner opleiding in Orania? Dis daar's eintlik 'n paar eenvoudige opsies. So uit die aard van die saak wil ons vir studente werk kan gee. So mense kan werksgeleenthede vir studente aanbied in daai bepaalde lyne. Hulle moet nou sekere ervaring nog opdoen. So daar sekere vereistes, maar as jy 'n loodgieter kort, maak kontak met ons en stel 'n loodgieter aan as 'n vakman by jou. Dis een opsie. Die tweede een is ons het studente wat studielenings nodig het, wat behoefte het aan geleentheid eintlik nodig het om te kan kom studeer. So mense kan skenkings maak en donasies maak om 'n student te help studeer. Jy lig eintlik mense uit moeilike omstandighede uit baie keer met goeie opleiding. En die derde een is fisiese beleggings in dit waarmee ons besig is. So ons het nou 'n gebou wat ons neersit. Ons het 'n beleggingsvoertuig met die naam van Eendracht waarin mense beleggings kan maak en jy verdien weer rente op daardie belegging. Dis die derde opsie en die vierde opsie is ons is 'n nuwe winsgewende organisasie en mense kan 'n skenking of 'n testamentbemaking aan ons uitmaak en ons kan daardie geld gebruik om die volgende geslag op te lei. En uit die aard van die saak dink ek as mense in daai rigtings beweeg op ons webblad is daar meer inligting, maar 'n besoek aan Orania en aan BKO is 'n moed. As jy wil voel en ervaar wat ons doen met studente en wat ons in ons gemeenskap doen, moet jy dit fisies kom voel, sien, hoor, proe en dit beleef. En dis wat ons wil regkry. So, dit sal wonderlik wees as mense wil betrokke raak by Afrikaner opleiding.
raak betrokke, druk op ons knoppie, maak kontak met ons en ons stap die pad verder en ons stel fisies studente in staat om uit omstandighede uit te beweeg en 'n verskil in die samelewing te gaan maak. Paul, op daai noot baie sterkte met die werk wat julle doen. Ons is saam met julle baie opgewonde en ons sien uit om die ontwikkeling in Orania te sien. Baie dankie.